donker van die nacht bly U my lig, in die middel van die stryd bly U die een wat oorwinning sal bewerk. U is getrou, ek glo dit. Wanneer storms om my woed, sal ek bly staan. U is die een wat altyd voor my uit sal gaan en oorwinning sal bewerk. U is getrou, ek glo dit. Hoop vir my toekoms, hoop vir my nou, 'n hoop wat vir ewig sal bly hou. 'n Vaste anker, ek sal nie wankel nie. U is my hoop, U is my hoop. In die donker van die nacht bly U my lig, in die middel van die stryd bly U die een wat oorwinning sal bewerk. U is getrou, ek glo dit. Wanneer storms om my woed, sal ek bly staan. U is die een wat altyd voor my uit sal gaan en oorwinning sal bewerk. U is getrou, ek glo dit. Hoop vir my toekoms, hoop vir my nou, 'n hoop wat vir ewig sal bly hou. 'n Vaste anker, ek sal nie wankel nie. U is my hoop, U is my hoop. Hoop vir my toekoms, hoop vir my nou, 'n hoop wat vir ewig sal bly hou. 'n Vaste anker, ek sal nie wankel nie. U is my hoop, U is my hoop. U is my bron, U is my krag, en in U arms is ek veilig. My vestingsterk, my toekoms is vir ewig veilig in U hande. U is my bron, U is my krag, en in U arms is ek veilig. Before I spoke a word, You were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, You breathed Your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless
so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Hemelse Vader, wanneer ons U vandag aanbid, dan doen ons dit met die wete dat niks wat ons aangevang het te groot is vir U om te kan vergewe nie. Dat soos die verlore seun, selfs wanneer ons alles verkwansel het, dat U met oop arms vir ons staan en wag. There's no wall you won't kick down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Here, en vanoggend wil ons laat vind. Ons wil sê, hier is ons, Here. Dankie dat U daar is vir ons en dat U altyd vir ons soek en opsoek, selfs wanneer ons gefaal en geval het. En wanneer ons wil wegkruip vir U, soos Adam en Eva, dat U kom en U soek ons. En U sê, ek is hier vir jou. Moenie weghardloop nie, moenie wegkruip nie, moenie wegsteek nie. Maak oop jou hart vir my. Ek wil 'n harde, gewonde hart, wil ek verander in 'n sagte hart. Ons kan U nie genoeg aanbid nie. Ons eer U. Want wie is daar soos U? Amen. Goeiedag, Vredelust gemeente. Great om jou deel van ons aanlyn diens te hê.
Julle sal seker weet dat ons intussen ook met byeenkomste begin het by Vredelust in die foyer en ook vir ons kinders in die aktiwiteitssentrum waar hulle gewoond was. So ek wil jou uitnooi as jy nog nie daar gewees het nie. Ons volg al die gesondheidsprotokolle en ons glo dit het net soveel betekenis waar 2 of 3 in die naam van die Here Jesus by mekaar kom. So laat weet ons gerus as jy kom. Jy sal al die inligting kry op ons webtuiste en ook in die nuusbriewe en selfs sosiale media. So is dit vir my baie lekker om vir julle te kan vertel van die naweek wat verby is, waar MomCon gewees het, Mothers of Preschoolers, hulle jaarlikse konferensie en meer as 250 vroue het selfs oor die hele Suid-Afrika ingeskakel op hierdie aanlyn konferensie wat ons aangebied het. Baie positiewe terugvoer. Moederskap is nie 'n eenvoudige saak meer nie en nie dat dit ooit was dink ek nie. Maar daarmee mens ondersteuning en kundigheid en input nodig en dit kom uit die beste navorsing en wat huidiglik is. Dit lyk vir ons of nie minder as 7 groepe, nuwe groepe hier gaan ontstaan wat elke 2 weke op hierdie stadium aanlyn by mekaar kom nie. So jy is welkom om meer uit te vind daaroor. Kom ons luister na terugvoer oor wat gebeur het. I am Ernadise Fourie. I am the community coach for South Africa. With me is Sonia Basson. She is the country coordinator for MOP South Africa. Hi, Sonia. I also created 3 tiny humans. Does that make me an expert on motherhood? Not exactly. So we are very excited to welcome our next speaker. We're very excited about our next mom tree tutorial. And my husband was asking me, he's like, okay, so tell me this thing you're going to, it's a mom's conference, so you're taking the kids. And I was like, no. Because it's a mom's conference, I shall not take the kids. Good morning, MOPS mamas. I'm so excited to share my MOPS journey with you today. The acceptance will only happen when the ignorance ends. And I don't mean ignorance like you're a jerk. It means like you just don't know. Is just to love people well, is to love our husbands well, to love our children well, to love the people in our community well. And moms, I celebrate you. Well done. You are amazing and you are worth it and you are beautiful. The solution to being overwhelmed is actually to become more overwhelmed. Sounds crazy. Stick with me. En in hierdie tydperk veral is dit soveel belangriker dat jy 'n tydjie vat en mooi kyk na jouself. I think that is what blesses us so much as well, is that we went from having no conference to having an online conference with a line-up of local and international speakers that is just mind-blowing. To all you moms out there, you are doing important work. And in a few years, when your kids have grown into amazing human beings, make sure to remind them who made it all happen. Their mom. Vriende, wanneer ons offergawes gaan gee, dan wil ek vir jou sê, dit is een van die plekke waar jou offergawe gebruik word, by MomCon, konferensies, en by 'n hele klomp plekke, wat ten doel het om die koninkryk van God te bou. En wat is beter as om ma's en gesinne te kan help om effektief te kan funksioneer, om Christelike gesinne te wees, om so ook tot eer van God te kan leef. Maar weet jy, dit is waarskynlik die grootste rede hoekom ons offergawes gee, om God te eer. Ons lees in Deuteronomium 14 die volgende: jy moet die 10de op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie, en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyd te eer. Ons gee dankoffers, ons gee tiendes om vir God te eer. Wat beteken dit om God te eer? Dit beteken om op die hande te dra. Dit beteken om te verklaar dat hy belangrik is. Die belangrikste is vir ons. Kortweg, soos die een vertaling dit vertaal, dis om God lief te hê. Jy wys jou liefde vir God, nie deur te praat daaroor in die eerste plek nie. Nie deur een of ander gevoel wat jy het nie, maar deur die gee van tiendes. Dan weet God konkreet
is jy bereid om te gee wat aan hom behoort en op hierdie manier eer jy hom? So wanneer ons nou ons offergawes gaan gee, dink daaraan en dan wanneer jy klaar hieroor nagedink en reflekteer en gegee het, gaan Cassie vir ons bedien. Julle ken almal vir Cassie wat deel is van die Vredelust opset vir hoeveel jare. En Cassie gaan met ons oor man wees praat en wat dit beteken om 'n man in hierdie tyd te wees. Hy's 'n kenner op hierdie gebied. Hy het 'n boek daaroor geskryf. Ek dink hy is besig met 'n tweede boek en dis altyd great om vir Cassie te hê om vir ons te bedien. Môre vriende, lekker om saam met julle te wees. Nou ek is 'n onderwerp gegee wat heeltemal te groot is vir 20 minute en dit is man wees. Ek gaan 'n klomp inligting gee, maar die idee van hierdie onderwerp is, dit gaan nou nie regtig teks uitleg wees nie, maar die onderwerp aan te spreek is sodat elkeen dit kan neem, manne met hulle vroue daaroor kan gesels, dat ook meisies wat ongetroud is in groepe daaroor gesels met mekaar, want julle wil mos die regte man kry eendag, en dat manne wat ongetroud is ook daaroor gesels, sodat ons kan weet wat regte man wees veronderstel is om te wees. Nou hierdie pas afgelope week het ek amper van my stoel afgeval, toe daar 'n advertensie opkom oor hierdie gender-based violence ding, en waar daar gesê word dat met 'n studie in Gauteng daar ontdek is dat 37.4% van manne daar gesê het dat hulle al 'n vrou verkragt het of 'n dogter verkragt het. Nou dit is totaal ontoelaatbaar en ons sal dit uit die stelsel van ons menswees in Suid-Afrika moet uitkry. Deel daarvan is om te verstaan wat 'n man regtig veronderstel is om te wees. Daar's 'n belangrike teks hier in die Bybel. En dit kry ons 1 Korintiërs die 11de hoofstuk die 3de vers. Kom ek lees dit gou vir julle. Maar ek wil hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Dit impliseer dat ware man wees staan onder gesag, staan onder die gesag van Christus. Met ander woorde, daardie nederige onderworpenheid aan Christus gaan alles wat ek sê vooraf verder vandag. Dit is belangrik om dit te weet. Dan volg die tweede, en die man die hoof van die vrou. Nou hierdie is 'n ding wat baie misbruik is. Tersius het baie mooi laasweek verduidelik hoe ons hierdie goeders moet onderstaan, submission en al daardie goeders. So die belangrike dinge is, ek dink die beste manier om dit te beskryf is dat 'n man moet die soos 'n helm wees oor 'n vrou. Daardie beskermende verantwoordelikheid neem vir die vrou en kinders natuurlik, vir die samelewing. Omdat hy direk onder Christus se hoofskap staan, daarom ook die verantwoordelikheid om in die samelewing reg op te tree. En God die hoof van Christus. Dit sê 1 Korintiërs 11 die 3de vers. Kom ons praat met ander woorde oor man wees. Nou die twee groot probleme in die dag waarin ons leef, en ek moet nou natuurlik goed uitsonder net, ek kan nie alles sê nie. Twee groot probleme. Nommer 1 is die ontmanliking van die man. In Engels praat hulle van emasculation. Die tweede probleem is die misbruik van krag, of krag, ook soos in fisiese krag. En dis wat 'n mens nou kry in hierdie gender-based violence situasie. Nou waar kom hierdie twee probleme vandaan? Is verskriklik belangrik om te verstaan. Die ontmanliking van manne kom hoofsaaklik van 'n identiteitsprobleem af. En ek gaan dit nou verduidelik en ook sê hoe dit van dit afkom. Die tweede probleem, naamlik die misbruik van krag, kom hoofsaaklik van verwonding af. Dit is nou 'n paawond of 'n maawond wat jy dra en daarom ons insecurities, met ander woorde insekuriteit, dat jy daarmee dit in jou het en dat daarmee omgaan en dit verkeerd hanteer as gevolg daarvan. Kom ek verduidelik gou-gou, hoe kom hierdie ontmanliking van die probleem van identiteit af? 'n Seun
wat nie regtig groot gemaak word in 'n goeie besef van sy man wees nie. Met ander woorde, dit word nie bevestig deur ander mense nie en veral nie bevestig deur mans nie, wat verskriklik belangrik is, wys al die studies uit. As 'n seun nie goed bevestig word in man wees deur mans nie, dan voel hy heeltyd hy skiet tekort. En dan moet hy in sy man wees gekomplimenteer word, aangevul word. En hierdie komplimenterende aanvulling of volledigheid soek hy dan in 'n wat hy veronderstel is om in 'n verhouding met 'n vrou te soek hy in 'n verhouding met 'n man. Kom ek verduidelik wie dit die mooiste uitlê en ek lees dit soos wat hy dit uitsê. Sy naam is Alan Mediger. Hy het 'n boek geskryf, Growth into Manhood, in 2000. Luister mooi hoe sê hy dit. Hy sê, this broken or incomplete male identity. So hierdie seun voel nie regtig dat hy 'n man is nie. Hy skiet tekort. Is the steering mechanism that gives direction to our sexual attractions. Looking at it spiritually, the man may be longing for completion, for restoration of that part of him that was removed when the woman was created. Dit is nou toe die Here nou die rib uit die man geneem het by die skepper. Or perhaps because male and female together can reflect God more ably than man or woman alone. We are both created in God's image. A man's longing may be for a completion that more fully reflects his creator. Belangrik. I am a man and I look to find my completion in woman. But what if the man does not have the inner sense that he is a man? Will he experience the same attraction to a woman? Will she be his other? No, and this is critical. Luister mooi, hierdie sinnetjie is die belangrikste. If a man feels that he is not complete as a man, his first longing will not be for women, but for complete manhood. Sy completion is dan om complete manhood te kry, nie complete humanity te kry nie complete volledige menswees te kry nie, maar volledige man wees te kry. He will be drawn to the masculine in other males. This will be his other. This will be his missing rib. This will be his means of attaining completion. Ek hoop dit is duidelik. Kom ek sê dit weer eenvoudig. As 'n seun groot word en hy word nie in man wees bevestig nie. Ek skiet tekort en nou soek ek vir daai volledigheid. God het ons gemaak dat ons volledigheid vind in die verhouding met 'n vrou. Maar as 'n mens misplaaste identiteit het, dan dink jy moet eers volledig man word en dan soek jy jou volledigheid in man wees in 'n ander man. En dit is die roete wat die meeste mense stap wat met ander woorde, kom ons noem dit seksuele distorsie het. En dat hulle dan soek vir dinge wat hulle nie veronderstel is om te soek volgens God se skepingsorde nie. So dit is die emasculation, die onmanliking van man wees wat ons in baie gevalle kry en dis nie nodig om meer daaroor vandag te sê nie. Daar is 'n tweede probleem en daardie probleem is die misbruik van mag. En dis wat ons by gender-based violence kry. Wat is die probleem daar? Nou die probleem daar is dat ma en pa is veronderstel om sekere behoeftes wat jy het, soos wat jy groot word, aan te voldoen. Dis intimiteitsbehoeftes, maar dit is ook bemagtigingsbehoeftes. Dit is ook daai selfwaardebesef behoeftes. As jy dit nie van 'n pa byvoorbeeld kry nie, daai bevestiging van positiewe gedrag en die bevestiging dat jy die vermoë het, dat jy goed genoeg is. As jy dit nie van pa kry nie, dan sit jy met 'n insecurity, noem ons dit. 'n Onsekerheid. 'n Onsekerheid en daardie onsekerheid probeer jy dan aanvul deur allerlei verkeerde soort van gedragsvorme. Partykeer, soos ons sê, jy op net uit, jy het geen verantwoordelikheidsin nie. Jy begin net te coast in die lewe. Ander kere begin jy en jy probeer deur jou image te wys dat jy het you've got what it takes to be a man. En jy probeer dit te wys met die image, dit wat jy koop, dit wat jy dra en sulke goed. En in party gevalle probeer jy dit deur dominansie van jou fisieke krag bo oor 'n vrou te wys. En dis waar die gender-based violence vandaan kom. Luister mooi. Enige iemand wat insecure is, onseker is in homself, het die geneigtheid om te domineer oor ander. As jy secure in jouself is, sal jy nooit skree op jou kinders nie, en nie skree op jou vrou nie haar emosioneel dinge teenoor haar doen nie, en ook verseker nie fisies sekere dinge teenoor haar doen nie. Dit is onsekerheid wat die grond
grondslag lê, die fondament lê vir wat ons noem gender-based violence. En daarom moet so 'n persoon moet seker maak dat hy die onsekerhede in sy lewe aanspreek en dat daar genesing daarvoor kom. Nou, hoe genees ons hierdie twee grootste probleme van man wees? Die manier waarop dit kan genees word, daarvoor het God, ek gaan nou dit baie reduseer, maar 4 belangrike dinge is daarvoor gegee. Nommer 1 is, en dit lees ons in 2 Korintiërs die 5de hoofstuk vers 19, waarin Christus ons gerekonsilieer is, in Christus ons teruggevat is tot God se oorspronklike bedoeling vir die wêreld, vir menswees. En die eerste wat moet plaasvind is dat ons by daardie oorspronklike bedoeling van God sal uitkom. Hoor hoe sê die Message vertaling dit? God put the world square with himself through the Messiah. Give the world a fresh start by offering the forgiveness of sins. En daarom as daar een van hierdie wanpraktyke is, dan sal ons moet teruggaan en moet rekonsilieer met God en sê, Here, vat my terug na u oorspronklike bedoeling. Daar kon generasies gewees het wat ons weggelei het van die oorspronklike bedoeling, maar u kan ons terugvat na u oorspronklike bedoeling vir menswees en vir manwees. Die tweede ding is, God wil hê dat jy opnuut jou identiteit sal ontdek. Galasiërs 4 vers 7, ons is nie slawe nie, ons is kinders. En ek het nou so lank gespandeer met Openbaring. Ons is nie net kinders nie, ons is priesters en konings, wat saam met hom op 'n trone sal regeer. Nou, ons moet teruggaan dat ons daardie verstaan, daai identiteit soeke wat almal het, die wat onvervuld is wat dit betref, die manne wat onvervuld is wat dit betref, moet gaan terugstap in dit. Jy's nie 'n slaaf nie, jy's 'n kind. Jy's 'n kind van God, en jy's 'n priester, en jy's 'n koning, en jy moet daardie status en daai posisie, en daai verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan, moet jy op jouself neem. Dan sal jy dit nie soek in ander dinge nie, of jy sal dit ook nie op 'n verkeerde manier probeer kompenseer deur jou robuuste gedrag, byvoorbeeld, teenoor ander mense nie. Gaan terug en maak seker dat jou identiteit in Christus diep gewortel en gevestig is, en dat jy weet wie jy is in Christus. Daar's 'n derde ding, en dit is dat die Bybel vir ons heeltyd wys, en veral vir manne wys, en daarom hierdie teks wat ek gelees het. Onthou, Christus is die hoof van 'n man, en daarom as dit soos in die Efesiërs 5 wat ons laasweek gekyk het, dan begin dit daar, en soos Christus die gemeente, vers 23 en vers 25, soos Christus. So 'n man se voorbeeld is Christus. En as Jesus aan die kruis hang en 'n soldaat sê, ek kyk hom, dit beteken, daar is die mens, daar is die ware mens, dis soos mens moet wees, dan moet manne dit verstaan. En daarom skryf iemand, The Father Hunger is die boek se naam, skryf hy aangrypend daaroor, hy sê, manlikheid word op een manier gedefinieer, en dit is sacrificial responsibility, opofferende verantwoordelikheidsin. Dis wat 'n regte man is, en Christus is die groot voorbeeld daarvan. Daarom sê ek altyd by die huis, ek is die hoof van die huis, want die Bybel sê dit. Maar ek is die hoofdienaar in die huis, want die Bybel kwalifiseer ook wat leierskap veronderstel is om te wees, en dit is dat jy ander mense moet dien. Ek is die hoofdienaar in die huis, en dit sit in my man wees. Ek is daardie opofferende, sacrificial responsibility. Dit het ek op my geneem. En dan die vierde ding wat God gegee het, is 'n goeie pa en 'n goeie ma. Nou, ek wil dit sê, want jy weet, as ons dinge wat verkeerd gegaan het in die samelewing wil regmaak, gaan dit vir ons 'n paar generasies neem. En daarom is dit belangrik dat pa sal verstaan oor hoe om manne groot te maak, hoe om seuns manne te maak. Ma's ook sal verstaan hoe om seuns manne te maak. En daarom, wat is die verantwoordelikheid van 'n pa en wat is die verantwoordelikheid van 'n ma? Ek wens ek kon lank op elkeen van hierdie stil staan. Ek kan net blitsig vir jou noem. Hier is 'n paar vir 'n pa. 'n Pa kan help deur eerstens te konnekteer met 'n seun. Hoekom? Want jy kan nie iemand beïnvloed as hy nie eers jou hart gekry het nie. As jy nie sy hart gewen het nie,
En as hy nie met jou direk verbind is nie, daar is nou pragtige boeke daaroor geskryf, oor hoe ons ervaring en ons emosionele brein binne ons eintlik ons besluitneming bepaal. En daarom daardie konnektering met die seuns, daardie goeie verhouding met die seuns, emosionele goeie verhouding met die seuns is baie belangrik. Tweede een, aanmoediging en erkenning. Daar word te veel afgebreek aan ons jong seuns deur korrektief met hulle om te gaan in plaas van aanmoediging. Affirmation is a stronger educator than correction. Dat 'n mens hulle bevestig in goeie gedrag en dat hulle mens vir hulle erkenning gee. Nommer 3, deur sy seun sy gemaksones te laat strek. Ek het net in hierdie week met my kleinseun 'n ding gedoen. Ek het hierdie ding wat hulle 'n shredder noem, wat takke opkap, sodat jy hierdie grondbedekking kan gooi. Nou hierdie ding pluk nogal aan jou arm as jy daai tak deur daai masjien stuur. En om waarheid te sê, hy maak 'n verskriklike geraas, en jy skrik nogal die eerste keer as jy die ding moet doen. Toe dog ek, goeie ding om my kleinseun in hierdie ding in te sit. En toe daardie mannetjie wat nou hier in sy puberteitsjare in beweeg, daai mannetjie daai ding vat. En omdat hy voorheen al saam met oupa gewerk het en bome gesaag en gekap en gedra het, en het hy geweet, hy kan vir oupa vertrou. En toe oupa vir my masjien gee, en hy stuur hy takke en hy goed pluk so aan sy arm. En toe sien ek net, hy staan daar en hy weet, net manne kan dit doen. En toe ek sien dit op sy gesig, toe sê ek, weet jy wat, hierdie is vir manne. En ek kan sommer sien, ek bevestig hom in man wees, want ek vat hom buitekant sy gemaksone. Ek laat hom 'n risiko neem. Risiko's is ontsettend belangrik. Nommer 4, hy moet sy seun lewensvaardighede leer. Algemene lewensvaardighede, band omruil, hoe om 'n bietjie te spit, hoe om 'n bietjie hout te kap, algemene vaardighede ook leer. Nommer 5, deur manlikheid te modelleer. George, my seun was 6 jaar oud, toe ek eendag vir hom sê, George, wil jy eendag 'n regte man wees? En ek weet nie hoekom dit oor my lippe gekom het nie. Hy sê, ja pa, en ek sê vir hom, hou my dop, dan sal jy weet. En van daai dag is daar 'n verantwoordelikheidsin op my skouers, want ek moet vir George leer om 'n ware man te wees. Nommer 6, deur jou seun te wys hoe om vroue te hanteer. Toe ek uitstap en ek het klaar vir George gesê, ek gaan jou wys hoe 'n man te wees. Die eerste waaraan ek dink is, want ek gaan weer wys om eendag 'n fantastiese man vir sy vrou te wees, George. So hou my dop. So dit is die verantwoordelikheid van paas. Wat is die verantwoordelikheid van maas? Kom ons gee 'n paar. Sy moet haar seun se manlikheid erken en respekteer en dit noem en dit uitspreek. Jy's 'n wonderlike man. Jy's lekker sterk. Eendag gaan jy 'n wonderlike pa wees. 2. Sy moet haar seun verlof gee om 'n man te wees. Dit beteken rof met risiko's. Manne moet courageous wees, rof met risiko's. Sy moenie altyd keer as die pa die klein seentjie te hoog opgooi in die lug nie. As pa weet hy gaan hom vang, laat hom gooi. Want daardie goeders help, sommer van klein dag, bouedag af. So, gee hom verlof om man te wees. Toe te laat dat die regte manne in sy lewe is. Die modellering van man wees is ontsettend belangrik. Nie net van die pa nie, maar ook van ander manne in sy lewe. Nommer 4, deur manlikheid aan te moedig. En nommer 5, miskien die heel belangrikste ene, deur te wys hoe manne waardeer en hoog geag word. Kan ek dit net uit die mond van my vrou sê? Wat net sê, een van die grootste probleme is dat vroue manne afbreek as hulle oor hulle praat. Nee, wat, die ou lui limmels. Hy doen ook niks, jy weet. Hy beteken niks, daai ding. Met ander woorde, dan word daar nie met respek opgetree nie. En dit bring my na die volgende, hoe kan vroue help in manne se manlikheid? En hierso skryf 'n vrou, Shanti Feldman is haar naam, sy skryf 'n boek For Women Only, en sy skryf hier 5 dinge. Respekteer sy oordeel. Dan gaan vra hom, al weet jy, vra hom net. En moenie as jy 'n ding sê om dadelik korrigeer en sê, dit is interessant, sê dit ten minste. Dit is 'n nuwe manier om daarna te kyk, sê dit ten minste. Maar respekteer sy oordeel, respekteer sy vermoë. Praat oor sy vermoë met jou kinders as hy nie teenwoordig is nie. Weet wat van pappa se goed is vir my is die volgende, en so meer. Respekteer hom in kommunikasie. Nou ja, hulle het al gewys dat vroue se breine beter ontwikkel is vir kommunikasie en dit is daarom dat hulle baie keer dominant is in kommunikasie. En daar is nou verskillende fisiologiese redes ook baie keer daarvoor. Maar respekteer hom in kommunikasie. Al het hy nou nie al die woorde nie, hy kan nie gevoel so lekker uitdruk nie. Respekteer hom vir die idee wat hy het en laat hom ook ervaar dat hy 'n medegespreksvoerder is. Dit is baie keer as mans gedomineer voel in kommunikasie dat hulle dan oorgaan in fisiese dominansie. En dit wil ons nie hê nie. Nommer 4.
Respekteer hom in die publiek. Nou hoe respekteer mense man in die publiek? Deur jou oë. Deur hoe jy na jou man kyk. As jy na jou man kyk met agting, onthou jy net voor jy getrou het. Onthou jy hoe jy by die troue na die man gekyk het? Daai het jy so opgekyk het, dis nou as hy langer as jy is, hoe jy opgekyk het, met geweldige agting. Ek het my held ontdek. Onthou jy daai? Respekteer hom met daai selfe oë. Hy sal dit weet, ander mense sal dit weet. Nommer 5. Respekteer hom in vroue se konklusies oor mans as julle saam gesels. Dit is wat Shanti Veldman vir ons sê. Hoe kan vriende help? Vriende kan help deur dat as jy 'n man is, jy vir jouself 'n mentor kry wat vir jou leer hoe om werklik man te wees, vir jou kontroleer oor sekere dinge, vir jou gee dat jy ook nie toksiese man wees aanneem nie, vir jou byvoorbeeld uitdaag rondom dinge soos pornografie, want dit is toksiese man wees wat daaruit volg. En dat 'n mens jou uitdaag daaroor en vir jou lei om die regte man te word wat gerespekteer word deur ander, deur jouself en deur ander mense. En dan ook 2 aanspreeklikheidsvriende. Ons praat altyd van the table of support, maar hierdie is belangrik. Die mentor en 2 aanspreeklikheidsvriende wat vir jou toets op al die vlakke van jou lewe. Kom ons kom by die laaste 2 dinge wat ek wil sê. Wat van mans wat vasgevang is in 'n huis, in huishoudelike geweld? Ek gaan dit vinnig sê, maar ek wil net vir die man sê wat of emosioneel of fisies gewelddadig is teenoor vroue en teenoor dogters, byvoorbeeld by die huis. Asseblief, let op die volgende en gaan deur hierdie hele proses. Nommer 1, erken dat jy 'n probleem het en dat jy hulp nodig het. 2, neem verantwoordelikheid, own up. Dis nie jou vrou se skuld nie. Dis nie omdat sy so skerp of bitsig of wat ook al. Nee, jy neem verantwoordelikheid. Man up, own up. Deur verantwoordelikheid te neem dat jy aan jouself sal werk om 'n ander optrede te kry. Bely en dan dui ook in 'n belydenis. Daai forgiveness is baie belangrik, maar bely en dan in dit dui aan jou vaste voornemens, maar ook jou plan en proses wat jy sal volg vir rehabilitasie vanuit gewelddadigheid af uit. Nommer 4, verander jou siening oor jouself, daai identiteit. Maak seker wie jy in Christus Jesus is. Want as jy seker daarin is, dan sal jy nie alle rande verkeerde forme hê om ander mense te oortuig dat jy 'n man is nie. Kweek waardering vir jou vrou. En dis maar net om elke aand as jy gaan slaap 'n goeie ding oor haar te dink. En in die oggend as jy opstaan, ook 'n nuwe goeie ding oor haar te dink. Wie julle wat bring vir my baie waardering. Ek weet ek is getroud met God se dogter. Net dit. Elke dag dan staan ek op. Ek is getroud met God se dogter. En daarom sal ek haar respekteer bo enigiemand anders wat ek ken. Dit kweek waardering vir vroue. En dan kry ondersteuning weer daardie vriende en mentor wat jou moet help. Kom ons kom by die laaste. Wie is 'n egte man? En op elkeen van hierdie sal ons lank kan stil staan. Ek gaan hulle eenvoudig net lees, 10 van hulle en daarmee afsluit. Wie is 'n egte man? Nommer 1. Iemand wat moedig staan in uitdagende tye, courageous in challenging times. Moedig staan in uitdagende tye. 2. Iemand wat gedurig die standaard vir homself en vir ander mense verhoog, sodat as ander mense met hom te doen kry, hulle heeltyd voel, hy lig my op. Hy wil dat ek beter, hy glo dat ek beter kan, omdat ek beter is. 3. ene. Iemand wat ander beskerm, onder daardie emosionele beskerming. Hy beskerm hulle emosioneel en fisiek. Nommer 4. Iemand wat verantwoordelikheid neem en energiek intree om daardie verantwoordelikheid uit te oefen. Nommer 5. Iemand wat ander respekteer. Met hoogag, hooglig. En daarom gaan regtig 'n man wees, baie om in wat in jou kop aangaan. Want as jy regtig as 'n diensknegt van ander, daai sacrificial responsibility, as jy regtig jou so ingestel, dan sien jy alle mense vir wat hulle kan word, nie vir wat hulle is nie, en dan respekteer jy hulle daarvoor. Nommer 6. Hy dra morele autoriteit. Christus is die hoof van die man. Dis waar die morele autoriteit vandaan kom. God is die hoof van Christus. Christus is die hoof van die man die hoof van die vrou. En dat hy onder daardie morele autoriteit van God staan en dit dan uitleef in sy lewe. Nommer 7. Iemand wat selfbeheer het. Vrouens het baie hormonale fluktuasie in hulle maande en manne nie. En daarom kan manne 'n groter selfbeheer uitoefen. En dan nommer 8. Manne wat voorsien.
dit is deel van verantwoordelikheid neem, wat regtig weet dat hulle ook finansiëel sal voorsien vir ander en verantwoordelikheid daarvoor neem. Nommer 9, manne wat deernis het. Want as jy innerlike krag het, dan is dit baie maklik om af te buk na iemand wat in swakheid daar leef. Daai compassion, daai deernis wat ons moet hê om vir ander mense te help in hulle nood. Iemand wat deernis het. En dan die laaste ene. Iemand wat doelgedrewe aanmoediging het vir ander mense, om hulle te bring daar waar hulle veronderstel is om te wees. Vriende, ek dink as ons manne so is, so leef, dan gaan God glimlag, want dan sê hy, ja, dis my bedoeling, dis waarvoor ek jou geskaap het. Jy moet op hierdie aarde regeer onder my hoofskap. En as jy so leef, dan sal jy dit met verantwoordelikheidsin doen. Maar dan dink ek, ook gaan vroue glimlag in hierdie vroue maand, want hulle gaan sê, wie hierdie manne is weer regtig manne, soos God dit bedoel het. En vir hulle kan ons groot waardering hê. Mag die Here julle seën met julle bespreking. Kom ons luister na hierdie lied. En ons laat hierdie woorde by ons insink deur hierdie lied. En daarna gaan Leon vir ons afsluit. Before I spoke a word, you were singing over me. You've been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Wanneer ons hierdie diens afsluit en ek die seën van God oor jou wil bedien, dink daaraan en weet, jy kan die liefde van God nie verdien nie, dis alles genade. En daardie liefde agtervolg jou en is by jou. Selfs al maak jy watter foute en het jy watter tekortkominge, ook as 'n pa en 'n man. Weet dat die Heilige Gees met jou is om jou te inspireer en vir jou krag te gee vir hierdie week wat voor lê en vir die res van jou lewe. Amen. Saturday was silent, surely it was through. Since when has impossible ever started you? Friday's disappointment, Sunday's empty too. Since when has impossible ever started you? This is the sound of the dry bones rattling. Yeah. This is the praise make a dead man walk again. Open the grave, I'm coming out. I'm gonna live again. This is the sound of the dry bones rattling. Pentecostal fire, stirring something new. You're not gonna run on miracles anytime soon. Resurrection power runs in my veins too. I believe there's another miracle here in this room. That says the sound of dry bones rattling.
and deliver and heal and restore anything that He wants to. Just ask Him.